Hallo en baie welkom vandag by vandag se Briltyd saam met my Freek Vermaak en my mede Boetas hier op die paneel. En ons gaan vanoggend verder gesels oor hoekom is entrepreneurskap dalk nie vir jou nie. En as ek kan begin met die volgende. Jy kan 'n briljante idee hê, jy kan talent hê, jy kan dissipline hê, maar as jou huis nie in orde is nie, gaan jou besigheid uitmekaar begin val. En vandag gaan ons praat oor 'n punt wat baie entrepreneurs, ek glo besigheidsmanne, heeltemal vermy of soos die Engelse sal sê ignore, nie baie aandag aan wil gee nie. En dit is as jou lewensmaat nie agter jou staan nie, gaan die reis baie swaarder wees. So kom ons vra vir koning Leo om vir ons hallo te sê en dan gaan ons verder kuier oor hierdie baie interessante, belangrike punt van hoekom het God vir Adam 'n maat gegee? Dankie koning Leo. As hy dankie, wat 'n lekker bril hier op 'n maandag om hierdie week weer te begin en ek vertrou na vandag se program sal die bril ook sommer terug wees in jou. Manne, goeiemôre Johan, Jacques, Menzo en Pieter. Is lekker om julle gesigte te sien vir die maandagoggend. Die mense sal nou eers later vandag kyk vanaand se kant op YouTube en Facebook. Maar ek wil ook vir almal dankie sê wat so respond op ons boodskappe, op ons programme en wat positiewe nuus gee, terugvoering gee. Dit bemoedig ons ook om aan te hou en ja, ek wil net sê, die wysheid saam met my om hierdie tafel is manne wat sal erken. As dit nie vir God was nie, was daar geen wysheid nie. So, ek is bedankbaar dat ek die manne saam my kan hê. Ek sien Atman is ook besig om in te kom. So, ons gaan voltallig wees vanoggend en manne, ek wil sommer by jou begin, Johan, vanoggend. Entrepreneurskap vat baie, vra baie. Daar kan finansiële druk wees, daar kan baie oortyd, ekstra tyd, min by die huis. Dit vat baie van 'n man of 'n vrou. En natuurlik kan hierdie daai die finansies is nie so baie nie, is beperk, min by die huis, altyd besig om te werk, kan baie strem op die huwelik sit. En ek het vanoggend vir julle gister vir julle gevra om so 'n bietjie met ons te praat oor waar het jou vrou regtig daar vir jou ingekom. Ek persoonlik dink ek het nou die dag op ons Engelse transformasietafel gedeel. Maar ek onthou toe ek en Anna ontmoet en ek na ons getroud is, sy het by 'n myngroep gewerk by hulle IT-afdeling. Is sy geretrench. Toe sy geretrench word, was dit nie baie regverdig hoe dit gedoen is nie. En ja, ons 'n vriend van my wat 'n prokureur is, het sê kom ons vat hulle CCMA toe. Julle sal 'n rukkie nie nodig hê om te werk nie, maar ek het dan later besef dis die Here wat haar losgemaak het. Sy saam met my begin toer, saam met my begin bedien. So as sy seisoen by daai myn was oor. En as jy nou nie wil skuif, sal God die perre by jou stuur om jou daar uit te kry. En so sy is toe losgemaak en ek onthou op 'n stadium na sy al werk verloor het. Dis basies al inkomste wat ons gehad het. Ek het bitter min verdien. Daar was een gemeente wat my ondersteun het in die land en die korrektiewe dienste het nou baie stadium betaal, maar dit was ook maar min. Ek dink ek het so R600 seker maar 'n maand verdien op baie stadium en haar salaris van R10,000 was weg. Klaar. En ek onthou een aand toe sê ek vir luister, ek gaan nou maar 'n werk soek. Ek gaan nou maar 'n werk soek en werk, want ek het nou 'n verantwoordelikheid, weet, ek het 'n vrou. Nou, ons weet nie wanneer is haar kinders op pad nie, en ek het reeds toe al 'n kind gehad, my oudste seun, en ek onthou ek sê vir ek gaan nou 'n werk soek, en my vrou sê vir my, nee, jy gaan nie. Jy is nie my bron nie, God is ons bron. God het jou geroep vir die tronke, jy gaan tronk toe. En vandag is dit, wel, oor die 20 jaar later,
En ek kan nie vir jou sê hoeveel dit vir my beteken, toe my vrou in my roeping glo nie. Toe my vrou my ondersteun nie. Toe my vrou vir my sê, dis nie wat jy gaan doen nie. Jy gaan doen waarvoor God jou geroep het. So sy sal baie vir mense sê, sy het my ontmoet toe ek in die tronk, nou nie fisies, net daar in die tronkbediening. So Johan, ek weet jy het as 'n ou so 'n lekker tydjie saam met julle, soos ons, ek en Hanna bevoorreg was om saam met julle te spandeer Vrydag, dan kom 'n ou gou agter of jou vrou agter jou staan, en ek weet jy het 'n eyster agter jou, so ons luister graag na jou. Ja, goeiemôre manne, goeiemôre al die luisteraars. Dit is altyd 'n voorreg om saam met julle te praat en te gesels en om die tafel te sit en te eet wat die Here vir ons voordra. En ek dink dit is sekerlik belangrik dat 'n mens uit jou eie persoonlike perspektief en agtergrond hierdie waarhede deel. Ek kan nie namens enige van die manne op hierdie paneel praat nie. Ek kan net praat oor wat prakties in my eie lewe gebeur. En ek dink dit is wat God wil hê ons moet gebruik, is ons eie lewens as 'n demonstrasie van die bruid-bruidegom verhouding. Nou, ons het nou al oor hierdie reeks soveel beginsels vasgemaak dat dit gaan ons 'n hele sessie vat as ons alles moet herhaal, maar ek dink een van die mees belangrike aspekte binne 'n entrepreneursomgewing waar man en vrou saamwerk, is daardie beginsel dat Jesus Christus, God die Vader en sy Gees, daai drie enige God, is die CEO van jou besigheid. Jy kan nie suksesvol wees as God nie alles in jou lewe is nie. Hy sê dien hom met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele wese, met jou hele verstand. En wanneer dit kom by verstand, is dit altyd die area waar die man sal reageer, want hy is altyd die logiese of die meer logiese denker, en sal hy sê, nee, maar Jesus, ons kan nou nie hierdie ding so doen nie, want, en dan klim die logika in. Die vraag is, wat het God gesê oor jou vrou, en jou verbond met hom? Nou, hoe ons, ek en Joan, die besigheid begin het, is toe ons getroud is, het ons begin met ons huweliksverbond. En daardie verbond het ons met Vader ooreengekom. Ons het letterlik gaan sit, ons het ons boek, 'n splinternuwe boek vir ons oopgemaak, en ek weet Joan kan baie mooi skryf, en sy het elke woord wat ons gebid het sy neergepen, en ons het die Here gevra om vir ons huwelik, en ook vir ons besigheid, 'n belofte te gee. En ons het so begin met woord, en daardie woord staan tot vandag toe opgeskrywe vir ons en in ons lewens. En een van daardie woord, jou vraag was vreemd, wat maak dat jy as man suksesvol is in jou besigheid? Dit is wanneer jou vrou by jou staan. Nie as jou ondergeskikte, as jou slaaf en doen dit en doen dat nie. Maar sy is jou ewe knie of jou ewewigtige balans in daai skaal. Sy trek daai balans in die skaal gelyk. Sy is 'n vennoot, 'n sakevennoot. En daardie woord in Jeremia 31 vers 22 staan daar, en die vrou sal die man dra. Daar's verskillende vertalings. Die vrou sal die man omhels, die vrou sal die man omring, maar die een wat in die Engelse vertaling direk behoorlik vertaal word, hy sê, a female shall compass, dit is protect, en omring 'n man. En daai woord het vir my 'n ongelooflike kragtige betekenis oor al hierdie 28 jaar wat ons getroud is, en daarvan 27 jaar in ons besigheid. En die Here het gemaak dat ons deur dik en dun situasies waar geld eenvoudig 'n krisis begin raak het hy ons deurgedra. Daar was 'n situasie waar ons inkomste in 2005 so beproef was. God het ons getoets, want hy sê, elke woord wat jy spreek, sal jy aangetoets word. En ons het gesê dat God is ons voorsiener. God is die baas van hierdie besigheid. En dit kom het hier in Oktober, November, ek onthou so goed. Dit was vir 3 maande wat die Here net die kontrakte opgedroog het. Daar was nie werk nie. En ons het naderhand al wat 'n rekening is, het ons uitgeput. En ek het daar in 'n gym gaan sit in die dorp, om my frustrasie en my emosie en alles net uit te werk en onder die eisters gelê. Maar terwyl ek oefen, rol
die trane oor my wang en ek sê, Here, hoe lank nog? 3 maande. Wat is dit? Wil U my verwoes? Wil U ons heeltemal nou vernietig? Want ek het 'n woord, ek het uit die stad uit getrek. Ek en ons altyd vir groot consulting companies gewerk. Ons het in 1999 saam besluit, hierdie is die pad vorentoe. Ons het saam besluit, ons trek uit die stad platteland toe. Ons het saam besluit, ons gaan ons seuns daar groot maak. Ons het saam besluit, dat ons sal die krisisse wat op ons pad kom, saam oorwin. En daar sit ons vir 3 maande lank, en my trane loop oor my wang en sê, Here, waar is U in hierdie besigheid? En terwyl ek huil, soos wat ek hier so sit, manne, sê ek vir julle, terwyl ek huil, lei my telefoon. En dit is die CEO van daai tyd, toe die poskantoor nog gewerk, toe is dit SAPO, Suid-Afrikaanse polisie kantoor nie, dis in die post office. En daai man, binne 'n kwessie van 1 dag, hy praat met my oor die telefoon, hy sê vir my, kan jy die voorlegging doen? Ek sê vir my, kan ek lewer die voorlegging? Daai volgende dag kry ek die werk, die kontrak begin. Dit is in die eerste week van Desember, voor Kersfees, handel ek die werk af, en betaal hy my geld in my rekening, wat meer as genoeg is, om daai 3 maande se skuld en wat ook al dood te maak, en nog die volgende 2 maande te leef. Dit is hoe God werk. Maar, wat het in daai 3 maande krisis van inkomste wat nie daar is nie gebeur? Die eerste belangrike beginsel daar, ons is samestemming tussen man en vrou wat sê, ons stap die pad saam, ons het saam besluit dat hierdie is die weg. Ons het mekaar nie geboks en gesê, ja, maar jy het gedit. Daar kan nie blame the other person gebeur nie. 'n blame game gaan nie werk nie, boys. As jy met jou vrou op pad saamstap, want jy samestemming, en jou samestemming is vir Christus, so wie gaan jy nou blameer? As jy haar blameer, dan blameer jy Jesus Christus, want hy sê, vir soveel hulle dit aan julle doen, doen hulle dit aan my. So as ek my vrou begin blameer in hierdie saak, hey, dan's ek op die rooi tapijt. Sommige nou. So dit was die eerste groot beginsel. Ons het op ons knie gegaan. Ons het gesê, Here, praat met ons. Wat het hy met ons gepraat? Hy het ons geleer wat dit is om geloof te leef. Want jou hele besigheid, as jy vir jouself werk, ek ben, almal wat letterlik hier so sit, werk vir onsself. Nie een van ons het 'n baas wie vir ons sorg nie. Want as jy in daai toestand, of in daai situasie jouself bevind, het jy niemand anders as om na God toe te draai en sê, Vader, wat maak ons in hierdie saak nie? En daai samestemming tussen man en vrou, ons het 'n hele reeks, of 'n hele podcast gedoen, Freka, oor hierdie onderwerp, die kragtige die invloed van samestemming tussen man en vrou. Wanneer dit kom by aspekte soos byvoorbeeld lang ure, ja, nou bou jy jou besigheid, jy sê jy werk. Manne, die eerste grootste belangrike ding is, jy kan nie dink dat jy gaan jou huwelik bou, as jy kinders het, jou kinders opvoed, as jy aldag, heeldag by die kantoor sit, en ure agter jou tafel, of wat jy ook al mee besig is nie. Daai is 'n belangrike saak. Nou, ek en jy het mekaar oorgekom gesê, in hierdie opsig, daai beginsel van healthy mind, healthy life, of hoe om jy dit ook al wil definieer, maar 'n gesonde en 'n gebalanseerde uitkyk op die lewe, gaan daarmee gepaard met 'n gesonde leefstyl. En gesonde leefstyl begin jou dag met Christus, saam met jou op jou bed, terwyl jy koffie drink, jy en jou vrou. En dan, hoe lank spandeer jy by jou kantoor? So, ons het vir mekaar gesê, tot so laat is ons in die kantoor, ons het daai ooreenkoms gemaak, en dan stap ons uit en sê, wel, dan het ons tyd vir gym, vir onsself, en dan het ons tyd om te gesels, want ek moenie dink, omdat jy 24/7 saam werk, dit is kwaliteit tyd in emosionele bou, en emosionele ontlading van stresse, wat in jou lewe ontstaan nie. Onthou, dan is dit fokus op die werk, jy fokus op dit wat jou kliënt wil hê. So, daar is 'n baie belangrike aspek wat jy moet aan ag neem, dat as jy daardie gesonde emosionele kondisie in jou huwelik wil hê, moet jy tyd aan mekaar spandeer, nie in 'n werksverband nie. En dit val in dieselfde kategorie wat ons genoem het onder emosionele druk. So wanneer druk verhoog, konflik, jy het konflik met jou kliënt, jy het irritasies van jou kliënt, baie maklik dra daai stresvlakke oor binne in jou huwelik, binne in jou vennootskap met jou beste maat. En as jy dit nie reg hanteer nie, as jy daar
As jy daar verkeerd trap, gaan die vonke spat. So jy het baie nodig om te sê, Here, hoe bestuur ek nou hierdie situasie met hierdie kliënt waar die konflik baie aktief is of baie aggressief is. Nou, as jy en jou vrou in mekaar se hare klim omdat die emosie hoog loop, wat gaan gebeur? Jy gaan daai game verloor, boys. So wat doen ons in daardie situasies? Ons gaan woord toe. Man, ek kan nie vir julle vertel hoe belangrik is dit om in die woord te wees, selfs oor jou besigheidsbesluite nie. Kliënte wat jou gas gee, gaan woord toe. Ons maak die woord op. Here, wat sê u oor hierdie kliënt? Dan sê die Here vir ons, A, B, C, D en E. En dan gee hy vir ons ook die oplossings en die antwoorde oor hoe om dit te bestuur. En weet jy, God is so getrou, manne. Ons het nou al hoeveel keer hierdie woord herhaal. Hy sê, ek maak aan my knegte my raadsbesluite bekend, voordat dinge gebeur. Maak hy aan jou sake bekend. Hy het nou 'n ruk terug gee vir ons 'n waarskuwing, 'n week voor die tyd. En hy sê, daar kom 'n situasie. En toe dit gebeur, toe sê ons, Here, ons het geweet, ons het gehoor. Wat maak dit dat God met jou praat? Jy moet in die woord wees. Jy moet met hom tyd spandeer. So belangrik so wat dit is dat jy jou vrou en jou kinders tyd spandeer, moet jy en jou vrou, en ook individueel, Sondag aande in my persoonlike lewe is my tyd met God. Dan ek praat nie op die telefoon nie, ek antwoord al bel my kinders, en ek sal bel na die tyd, of ek sal vir hulle sê bel my voor die tyd, maar van so laat tot so laat is dit my tyd met God. Me time met God. Dan bid ek nie oor, ek bid nie dan vir vreek en bid vir sy bediening, dis my fokus, Here, waar staan ek ten opsigte van u? Praat met my oor my goede. Want onthou net dat jy as hoof van jou besigheid het ook daardie verantwoordelikheid om die regte besluite te neem. Wat is strategie? Strategie kom uit die hemel uit. Die waar nie. Strategie moet ontplooi word in taktiese planne, met ander woorde die uitvoering daarvan. As jy in God nie belyn is nie, hoe kan jy verwag jou vrou moet met jou belyn wees? So, daardie is dan die volgende, ek wil amper sê raakvlak met risikobesluite. Dan gaan daarmee afsluit. As jy groot besluite moet neem, en risikobesluite is gewoonlik sake oor, brei jou besig uit, het jy kapitaal wat jy nodig het om in te sit, gaan jy geld leen, gaan jy geld self op 'n manier bymekaar maak, hoe gaan jy dit doen? Dis risikobesluite. Neem jy daai besluit in isolasie en jy en jou vrou het nie samestemming nie, kan ek nou vir jou sê, het jy trouble. Die wind uit die noorde gaan op jou toeslaan. So, neem jy besluite en jy raadpleeg God en hy sê vir jou, ek is gemaklik, ek is saam met jou, ek stap hierdie pad saam met jou. Daai samestemming is ongelooflik belangrik. Wie se risiko is dit dan? As God gesê het ja, wie se risiko is dit dan? Dis nie jou nie, dis nie jou vrou se nie, dis God se nie. Want hy het dan gesê ja. So manne, ek baie kort en kragtig wil ek dit net saamvat. Dit as jy in jou entrepreneurskap 'n nuwe pad begin as 'n jong man, as 'n jong dame, en jy's nog nie in 'n verhouding nie, dan is jou eerste verhouding met God die Vader om te sê, Here, U is my CEO. As jy 'n jong getroude koppel is, dan sê ek die tyd is nog altyd daar, selfs al is jy al jare getroud, om te sê, Here, kom ons wil graag 'n verbond met U sluit. Wat is 'n verbond met God? Om te sê, Here, ek wil U wil doen. Ek sal U aangesig soek. En omdat ek dit doen, hier is mense, Psalm 91 het in tye waar ek in krisis was in ons besigheid, in hierdie tye, Psalm 91, ek dink daai laaste 4 verse, waar hy sê vir Dawid, of Dawid skryf, hy sê, omdat jy my ken, hoor mooi, omdat jy my ken, sal ek jou uitred. En daai woord het in hoeveel situasies ons lewe gedra. Here, omdat ons U ken, ek weet my naam is geskryf in die boek van die lewe. U het ons naam gegraveer in die holte van die hand. U sal nie toelaat dat enige iets of enige iemand ons uit daardie situasie uitruk nie. En dit is die kragtige verbond wat jy met jou Vader kan sluit. Vader, ek wil U wil doen, maar U gaan aan my reg doen. En wanneer jy daai ooreenkoms het, as 'n jong man, as 'n jong vrou, selfs al is jy al lank in jou besigheid en jy daai ooreenkoms met God, manne, dan maak dit nie saak hoe sterk die winde uit die noorde op jou afkom nie. Hy sal vir jou die pad oopmaak.
En dan kry jy vir jou beloftes vir jou besigheid. Soos wat jy 'n belofte het vir jou kinders en 'n belofte het vir jou huwelik, so het jy 'n belofte vir jou besigheid. En hy sê vir jou, ek sal voor jou uittrek en ek sal die pad vir jou gelyk maak. Jy weet, ek het in situasies waar die laaste getuienis in situasies waar ons sit al hierdie voorleggings op die tafel, en dit voel net asof die goed nie deurkom nie, dan slaan jy die woord op, dan sê die Here vir ons, grou gate. Jy weet, daai getuienis of die geskiedenis liewer in die boek van Koning, kan jy onthou nie, waar een van die konings gegaan het, en hulle was in belering met die Assiriërs, dink ek, en die Here het gesê, grou gate, want daar was nie water nie, daar was nie genoeg water nie. Hy sê, en hulle het gate gegrou, die hele leer. Hy sê, in die oggend, totdat God die water aangeloop kom, en hy vul daardie gate op, sodat hulle kon drink. En die vyand het aan die ander kant die blink van die water gesien, en dit het gelyk soos bloed, waarskynlik soos wat die son daarop geskyn het. En wat gebeur? God slaan 2 vleie met 1 klap, maat. Hy is nie ou wat daar agter die mekaar beplan nie. Hy slaan 2 vleie. Hy sê toe hierdie oues kyk, hulle het obviously in die rigting van die water waar die son opkom in die ooste, het hy geskyn rooi, soos wat die son opkom. En dan sê, kyk die bloed. Ons vyande het al reeds van ons ander vyande oorwin, en daai ouens vlug. Gaan kyk 'n bietjie, ek kan nie presies onthou waar staan dit nie, maar daar is 'n amazing storie. Wat die Here vir ons gesê het, is grou gate, maak voorsiening in die geloof, ek sal dit opvul. So, as jy 'n risikobesluit moet neem, grou die gate, as God vir jou sê grou die gate, as hy vir jou sê stap vorentoe met autoriteit, dan neem jy daai autoriteit. Maar jy moet dit doen in samestemming met jou vrou. Want God het 'n nuwe ding gedoen, sê hy daar in daai Jeremia woord, wat net so beautiful. The Lord has created a new thing. A female shall protect the man. Dankie. Baie dankie Johan hier. Groot waarhede het lekker gebrul. En ek wil 'n groot brul myself op sê, 'n groot amen. God maak, maar toe hy die tuin vir Adam gee, sê hy vir Adam 2 goed, bewerk hom, bewaak hom. Die mandaat wat God vir Adam gee is, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, heers. En dan kom God en hy sien met alles wat hy vir Adam gee. Voor hy vrou vir hom gee, het hy vir hom sê werk. En toe hy Eva uit hom uitmaak, oorlede Frans of Venter, altyd by die woord en aksiekampe, dan verduidelik hy die korrektheid van die woord, die egtheid van die woord, hoe waar die woord is. En hy sê toe Adam sy oë oopmaak en hy sien vir Eva, waar daar in die oorspronklike teks staan, het hy gesê, het amper geklink soos, sy's hot. Het is asof jy jou hand op 'n plaat sit, hy het net gesê, so, maar sy's warm, sy's hot. Ek meen, hy het nog nooit so mooi wese in die tuin gesien soos Eva nie. En daar was geen skaamte nie, so hy het wow, gehad in hom. Mense, jy het nou, toe voor ons begin het jy onthou van 'n oggend toe iemand my herken het. Maar ek onthou een oggend het ek en jy daar waar julle altyd die mannegroep gaan daar by die gastehuis. En jy een oggend saam my het ons aan die parkeerarea gestaan. Ek onthou jy het nog daai Audi gery en het 'n paar dinge in daai parkeerarea ook vir my gesê wat ek nou nie kan deel, toe ek die eerste keer vir jou vra, wat doen jy? Maar ek sal dit nou nie op ons brultyd noem nie, maar ja, dit is presies wat jy doen, maar dit was op so 'n manier dat my wind weggeslaan was en jy moes verduidelik. En ek onthou op daai stadium, en dis in die begin wat ons mekaar leer ken het jy 'n bietjie van deur 'n roldeal gekom met 'n vernoot of iets. Ek kan nie alles presies onthou nie, maar jy was ook op daai plek, moet Beverly saam jou in die besigheid inklim. En so deel bietjie met ons jou ervarings en julle stories, soos Johan gesê het, dis waar die krag lê, in ons eie getuienis, ons eie storie. Correct, yes.
Johan het my eintlik nou raak gevat hierso by die Grou Gate ding. Ja, ek weet nie of julle die storie so begin, weet, die, ons het 'n vriend wat ons by gaan jag daar op die Limpopo rivier, pragtige plaas, daar waar die Limpopo en die Shashi en mekaar in loop by die confluence, so oorkant sy, as jy op sy lapa staan, ek wil julle manne nou nie jaloers maak nie, maar as jy dus op sy lapa staan, en kyk jy oor Botswana uit en Zimbabwe, en dit is pragtig. Maar daai groot Limpopo rivier wat nou so mooi vloei, in die wintermaande word hy droog, soos stof, soos woestyn droog. En dan grou hulle 'n gat in daai rivier, Johan, jy moet dit sien, om dit te waardeer. Dan grou hulle 'n gat in die rivier, 1,5 meter diep, net so diep soos 'n mens. Dan sit hulle 'n pomp daar, 'n groot pomp, en dan pomp hulle so stroom water, en die rivier loop onder die grond, om hulle besproeiing te doen. Maar as jy dit nie, toe ek die eerste keer sien, dan weet ek verstaan hierdie tipe van goeders. Toe ek die eerste keer sien, toe kon ek nie glo nie. Ek waar kom hierdie massiewe klomp water vandaan? Dit is nie net 'n bietjie. Maar as jy dit nie gesien het nie, weet, soos ek nou vir julle verduidelik, dink nie julle kan dit sien. Weet, want jy moet dit sien om dit te sien. En dit is die ding van balans. Die voorreg en die voordeel van besigheid saam met jou vrou doen, is dat sy bring daai balans. Sy sien die goeders wat jy nie kan sien. En aan die ander kant ook, dit bring op sekere anker en balans in die middel, wat die een verborge is vir die een en duidelik is vir die ander. Dus om terug te kom na daai geval Goedvrede, ons het 'n vernote gehad, daai maatskappy is toe oorgekoop deur 'n ander maatskappy, so ons het 'n nuwe vernote sonder dat ons beheer gehad het oor dit. 'n groot hele groepie manne, wakker manne, oulike manne, maar daar was iets in die gang gewees, ons kon nie lekker uitfigure wat is in die agtergrond, die gang weet nog steeds nie. Maar daar was 'n druk en geskuif en ongemaklike pressure en goeders om het die storie so kort as moontlik hou. En ek en Beverly was in 'n toestand van vrees. Jy weet, van bekommernis dat, want ons het die besigheid geran, ons het stille vernote gehad. Ons wil dan groei, hulle wil nie regtig groei nie, hy het vir hulle sekere doel gedien. En hier is ons baba, wat ons grootgemaak het van die begin af, is in gedrang. Iemand wil ons baba vat. En om langs vir die kort te maak, dit kom toe op 'n punt waar dit is daai punt van impak, daai oomblik van clash. Die woensdagoggend sê ek vir die ouens, hoor die boys, dit help toe nie ons krap aan mekaar so die hele tyd nie, dit gaan net 'n massiewe klomp emosies veroorsaak en dit gaan eintlik almal gaan skade lei. Kom ons kom by mekaar en ons bespreek die ding nooit weer. Want hulle wil my toe uitkoop. Ek is so alleen vernoot, die wil so nog nie vernoot nie, en hulle wil my toe uitkoop, en die oggend, die woensdagoggend, ek wou die baie goed, dis wintersoggend, was lekker ijskoud, dan sit ek by vader en ek huil voor hom, Johan, soos jy nou gesê het, en ek vraag hom, wat, hoe, waan toe, en die Here gee vir my 'n plan, wat absolute hoë risiko is, soos ek jou nie kan vertel nie. Dit is daai plan wat jy net nie, dit is amper ondenkbaar, met die risiko wat ek vat om die plan voor te stel. Die plan is so, ek kan ander dag daaroor gesels, maar die punt is, my vrou is 'n kykie wat jy nie sonder handskoene tackle. Dit vat my gewoonlik 'n bietjie mooi verduidelik van wat ek dink, en dan sal ek my sê, nee wat, dit klink vir my na kom nonsens, jy moet maak 'n ander plan. Dit is nie altyd maanskyn en rose nie, ons werk lekker hard saam, maar weet, en as ek al wil sien,
Dan moet ek 'n date met hom maak. En hulle sê, ja, maar jy sien jou vrou die hele dag. Dis 'n ander sien daai. Dis 'n ander sien. As ek haar wil sien, as ek haar wil oortjie teen oortjie sien, dan moet ek met haar aparte date hê. In elk geval. En ek onthou die oggend stap ek, ek staan op, die Here gee vir my die plan, ek staan op en ek stap dan slaapkamer toe. En ek sê vir haar, sy is toe klaar wakker en ek kan sien sy is nie lekker nie. Ek sê vir haar, ek het 'n plan, ons gaan die en die doen, sal jy dit vir my uittik. 7 bladsye en ek het dit vir jou instel gee. En ek sien sy lees die plan, of sy luister na my, en sy stry nie met my. Dog van geweldig hoeveelheid die wind van vooraf kry met haar, want dit is 'n baie hoë risiko, dit maak nie sens nie, maar sy snap dat dit nie nou die tyd is om na die logika te kyk nie, maar wat God se plan is. En sy sien dat, sy tik dit uit, sy gee dit vir my, ek stap in my meeting en ek gee dit vir die ouens kyk daarna, en sê verlaat asseblief nie, die vergadering is nog hierdie onder mekaar bespreek, en nie ver van nie, en dis minder as 'n uur later, en gee die Here vir ons besig. Blok stop hom weg. Dit 7 CA's, wat sal my om die boardroomtafel gesit het. Dis nie ouens wat wonder hoe werk die calculator nie. En verstaan jy dit is? Een of twee van hulle doktersgrade en spesialistes in daai bedryf. 'n jaar later sien ons mekaar weer. En een van die ouens vra, wanneer gaan ons 'n stoptyd sien? Wanneer gaan ons 'n stoptyd sien toe julle die besigheid oorgeneem? En die ander ou sê vir hom, hoekom wil jy 'n stoptyd sien? Die hele besigheid is, ons het die hele besigheid vir mense, dit mense het. Hy het nog nie verstaan 'n jaar later wat gebeur het. Die ouens hak af en sê, hierdie is nie 'n plan wat 'n ingenieur kan doen. Hierdie is nie 'n plan wat 'n ouditeur kan maak. Dit was mooi as jy dit geen nie. Die ultimate ingenieur. Die een wat die Here die aarde en wêreld gemaak. Dis hy wat hierdie plan gepak het. Dit was 'n lekker storie. Ek hoop dis nie wat jy aan gedink het. Maar dit was vir ons 'n wonderlike verduideliking van hoe die Here saam met ons in ons besigheid is. En daai selfde oggend het die Here vir my 'n ding dat maar sê download. Wat ek nog steeds, en dit is nou al seker 10 jaar terug, dat ek nog steeds in situasies instap. En word ek herinner na daai oggend. Ek was al nie. Die Here is hier so voor my. Dis klaar oorwinning in die situasie. Maar dit kom as gevolg van een. Ons Bybel daai dag die ding so kyk en sê, ek vertrou nie die Here nie en ek vertrou nie vir jou nie. Daar was niks van hierdie gebeur. So yes, dit is nie, ek moet nie dink dit is maanskyn en rose om saam met jou vrou besig te wees. Jy moet onthou, as jy in 'n genootskap is, dan sal die ouens nog traai met mekaar wenk te wees. Ja. Weet julle manne was al in vergaderings waar die ouens courteous is teenoor mekaar. Weet hulle jy gaan nie 'n ander ou uithaal nie. Sê hoor jy so dit en dit en dit. Jy sê wat jy nou maak, jy is besig om nonsens te praat. Jy het nooit daai goed is reg gedoen nie. Hoekom wil jy dit nou praat? Of wat ook al. Jy ons praat nie met mekaar so. Maar as jy saam met jou vrou sit, is die gloves af. Dan word die waarheid gepraat. En as dit gedoen word met respek, weet ek dink aan Kolossense 3, om gou lees. Kolossense 3, 18 en 19. En dit klink snaaks om hierdie nou in te bring. Maar hoor hom dit. Ek het probeer om vroue, erken die gesag wat mans in die gesin dra. Die Here verwag dit. Mans wees lojaal en liefdevol teenoor vroue. Moenie geïrriteerd raak met hulle nie. Kinders, luister na wat julle ouers sê.
daarvan in die Here. Dis 'n stukkie in die message Bible. Die message Bible. Die boodskap, skus. Met ons besigheid is van so aard, wie staan en julle kinders ook saam met ons is, en my skoondochter. Hulle is 'n massiewe voorreg, en hulle het groot geword in hierdie huis. Hulle het groot geword in 'n huis waar daar besigheid, en jy verstaan wie is 'n CEO van die besigheid. Ons is nou die dag, ons sien die bankens. Hulle sit hulle almal daar van hulle glorie met slim planne en dik files. En hulle vra die vraag, wie is die CEO van die besigheid? En ek en Beverly kyk mekaar en verwonder. En wonder wat gaan ons hierdie ouens nou verklaar, want hulle gaan dit nie verstaan. Nee. Dis nie ons, nee, ons het nog nooit onsself 'n rol gegee, want ons is gelyke vernote in ons besigheid. Nee. So ons het nooit gesê daar's 'n rolverdeling, jy is daai ou, ek is daai ou en so en so. Hier is nie hoor as die ander nie, dit is 'n gelykmatige verhouding. En ons het net nie vir hulle gesê, hulle het net nie verstaan wat ons wil probeer verduidelik nie. Slegs genoeg, ons is nie meer met daai bank nie, ons het by 'n ander bank, en ons het dit vir hulle verduidelik hoe werk dit, en dit is vir die ouens sens gemaak, hulle nie daar wat bank en wat nie. Ek wil gou hierdie stukkie net bysit. Ek weet nie of ek jou vraag mooi geantwoord het nie. Maar ek sit en wonder, ons praat van podcasts en YouTubes en al die mooi goed wat ons doen op die oomblik, die grilltyd en so aan. Maar ek wil graag, en ons het dit so 'n bietjie al bespreek, ek voorstel dat 'n ou, vir alles het voor hulle besigheid begin, en vir alles het man en vrou gaan doen. Dan sit met 'n pen en 'n papier, sit jou fone af, sit jou TV af, sit die honde af, sit alles af wat pla. En dan sit met 'n maak sê ons het 'n e. Dan sit en skryf neer. Waar jy is, waartoe jy wil gaan, en wat stop jy dan daai. En dit trek dan jou bril aan, dat jy hier die Here se woord kyk. Want onthou, die probleem is as jy negatief kyk, dan nie by die antwoord. Maar gaan sit en skryf die goed is nie, en soek dit in die woord se finaans uit. Ek het hier so 'n notaatjie gemaak, waar jy aan gesels het. Die probleme is net soveel, dit is nie dieselfde. Maar die verskil is, wanneer die Here in ons besigheid oorgestap, in ons lewe ingestap het, is die sukkel van hom. Die probleem het nie weg, maar die struggle is verby. Want ons vertrou in God, ons vertrou in mekaar. So dan is die struggle verby. Jy wonder nie meer oor, gaan ons okay wees nie. Onthou, jy kan alles verdoen, en jy gaan okay wees. So daai vrees van God. Dis wat ek het, ek wil net vir die ouens inspireer en sê, onthou, die huis wat jy bou, word jou kinders invul. Die kans dat jou kinders dalk gaan entrepreneurs wees, dis wat die voordeel wat het. Bou nou al daar, al as jy nog lekker jonk is. Hou dit in jou gedagte. Die voorbeeld wat jy gee, aan daai volgende generasie ontwikkel. En dis 'n groot plan. Dankie. Ja, dankie mense. Presies wat ek wou hoor en meer. So baie dankie vir daai lekker stuk kudu wat jy vir ons op die tafel gesit het om aan te smil. Atman, my boetie, is lekker om jou weer saam met ons te hê. Hoe belangrik is dit? Ek weet jy wil ook iets meer sê, maar ek weet daar was tyd wat jy vir my sê, as 'n man in die nag wakker lê en hy kan nie slaap nie, is goed tot hom pla. En ja, en mams word wakker en sy sien papa is nie lekker nie. Hoe belangrik is dit dat 'n man sal luister na dit wat hy vrou vir hom, sy vrou op daai stadium sê. Soos Livy al vir jou gesê het. Amie net self, ons luister graag na jou boetie. Goeiemôre weer eens manne.
Ja, dit is ook weer lekker om te kuier. Julle moet my maar verskoon as ek so soms 'n bietjie wegbreek. Dit gaan maar woes my kant, maar die Here bring kalm waters en een van die dae swem ons weer lekker saam in sy stroom. Maar ek wil ook sê die briltyd beteken vir myself baie Johan en veral Jacques wat nie by ons aangesluit het. Die waardes wat julle toevoeg is amazing en ek is baie dankbaar vir die Here daarvoor. Ja, wat Coach sê daar is so belangrik want as ek terugdink, sou ek nie weet waar ek gewees het sonder die liefde van my lewe, Olivia nie, maar die Here het ons op 'n wonderbaarlike manier bymekaar gevoeg. Eerstens en as ek terugdink veral na die lockdown, dit is waar my moeilikhede eintlik begin het. Maar juis in die lockdown, as ons nou gaan na statistiek en goed gaan kyk, dan sal ons sien dit is die tyd in Suid-Afrika waar egskeidings die hoogtes begin inskiet het, omdat 'n man en vrou was nou in 'n huis saamgevoeg, hulle kan nie beweeg nie, en nou die konflikte daar begin en hulle kon dit eenvoudig nie hanteer nie. Maar dit is juis in die lockdown toe ons baie nader aan mekaar begin lewe het en net kon kuier van die woonkamer. Ons sou byvoorbeeld sommer in die woonkamer gaan tent opslaan, want ons kan mos nie uitgaan nie, en dan is ons het alle beproewingkies en lekker dinge kon ons saam doen, en min het ons seker geweet dat Vader besig is om ons voor te berei vir een van die grootste besluite wat ons saam moes neem. En toe die lockdown klaar is en ek kom by die werk terug, toe is dit net chaos. Dit is 'n baie lang storie, ek gaan nie nou nog daarin gaan nie, maar dit was vir my 'n baie moeilike tyd en dis juist op so aan terwyl ek nie aan die slaap kon raak nie en rondrol oor die situasie. Maar dit juist my vrou is wat my herinner en vir my sê, my man, ek kan sien sy dra te swaar. As Vader gepraat het, wees gehoorsaam. Al moet jy nou by hierdie werk bedank, staan ek nog altyd saam met jou. En dit was die belangrikste woorde wat ek in daai stadium wou hoor, want weet julle manne, dis toe net 'n jaar nadat ek huis gekoop het. En dit is 'n geweldige risiko natuurlik om 'n jaar binne in jou verband, jou werk, jou enigste inkomste te bedank. En hier sê my vroukie, die een wat Vader aangestel het as my helper, wat ek geleer het om te vertrou. Sy sê vir my man, doen wat God sê. En mense, weet julle, daai aand staan ek op en ek gaan skryf daai bedankingsbrief en ek kan vir julle sê, dit was seker die beste besluit wat ek in my lewe kon neem. En ek het tot vandag toe nog nooit teruggekyk. Ek het nog nooit honger gaan slaap nie. Ek het nog nooit nodig gehad om te bedel nie, want die regte besluit gebeur wanneer jy met die een besluit, veral as jy 'n man is wat getroud is. Die Bybel sê daar in Matteus hoofstuk 18, vers 19 en 20, dat as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. En watter 2 is dit nie om so te kan saamstem as juis man en vrou nie. En dit is ons fondasie, dit is waarop ons staan, en ek sit tans nou hier waar ek sit, is ek binne in my slaapkamer, dis maar my hoekie, maar ek sit langs aan my dubbelbed, en ek kan getuig vandag, manne, elke saak waaroor ek en my vrou hier oor saam gestem het, was ek nog nooit teleurgestel nie. So die mense wat daar buitekant nou luister en
Baie van hulle vra vir my, man, hoe kry jy die goed reg? Hoe ons begeer om soos jy voluit vir Christus te kan lewe, alles doen wat jy doen, maar hoe kry jy dit reg? Wat ek vir jy sê vandag, dit is die resep. Net hier, in my huweliksbed veral, waar ek en my vrou oor goed saam besluit. Ek het Vader ons nog nooit teleurgestel nie, want dit is sy belofte daar in Matteus 18, vers 19 en 20, dat as enige een, jy ook my broer en my suster wat nou luister, oor enige saak saamstem voor die Here, sal hy dit laat gebeur. Baie dankie coach en manne. Baie dankie Atta, ook 'n groot amen op jou insetsel en ja, dis am lekker daar agter op hy foto's en hom gekyk het. Twee vrouens in die stadion wat ek weet ook baie in sy lewe van beteken. Sy vroutjie Olivia aan die regterkant en Eileen Eis in die middel. En ja, dit is wonderlik as onthou julle hy reeks agter elke man. Hy Stief Hofmeyer hulle agter elke man is 'n eyster van 'n vrou. Pieter, wat het jy op jou hart volgens my boete? Amos 3:3 sal twee mense saam op reis gaan sonder om eers af te spreek om dit te doen. Can brothers walk together and not be in agreement? Jy weet, ons praat, die ouens het so baie wysheid hier, ek wil nie daarop ingaan nie, maar die probleem is as jou eggenoot nie dieselfde waardes het as jy, of nie die Here dien op dieselfde vlak as jy. Jy weet, is maklik om te praat oor, ons gaan in die woord in en ons hoor by die Here, maar daai ons, hoeveel onse in jou pond, jy weet, dit is die belangrike ding en dalk moet ons later 'n bietjie daaroor gesels. Want my ervaring, veral in die bediening, mense wat in my kantoor kom sit, gaan dit hoeveel keer juis hieroor dat hulle nie met eens is met mekaar nie, dat hulle nie saamgestem het voor die tyd. En daardie kommunikasie is die belangrikste van alles. Jy weet, how can brothers walk together? Jy weet, unless they are in agreement. En dit is my uitdaging. Ek het hoeveel pastoorsvroue gesien wat die pastoor geskei het omdat hy met die kerk getroud is. En daai ding, of hy's met sy besigheid getroud. And so the time management, soos Johan gesê het, is so belangrik. Maar hierdie is al wat ek op die hart het, is hoe moet 'n ou te werke gaan as jy vrou nie heeltemal agter jou is nie. Want dit gaan 'n massiewe effek hê op jou besigheid, op enigiets wat jy wil doen. So dis maar net 'n klip wat ek in die bos gooi. Dankie Boet. Dankie Pieter. Ja, ek dink dit is vroeër ook gesê, iemand het genoem, julle jong manne, jong meisies wat luister, jong dames, baie is geroep mindjies om te kom. Ek glo die Here roep julle by julle name elkeen, maar jy moet ja sê om te kom en wees baie versigtig in jou huweliksmaat. Dit wat Ankel Pieter nou gesê het is so waar, groot stuk wysheid. Jy kan nie bekostig om verkeerd te trou nie. Moenie dink jy gaan met iemand trou wat nie die Here dien nie, nie lief is vir die Here, wat nie die Here ken nie, en jy gaan daai een verander. Pieter, jy kan saam my stem.
Ons het al groot ramp ongelukke gesien met hulle wat gedink het, hulle gaan nou een verander. Dit is rampspoedige goed wat kom. Groot hartseer, groot pyn. Spaar dit vir jouself. Wag op God se keuse. Ek persoonlik glo vir elke pot is daar 'n deksel. Dis nie altyd die een wat jy gedink het gaan pas nie. Maar God se keuse sal altyd die beste keuse wees. Ek sê dit baie vir die jong mense. As jy 'n vrou kies ou maat, vir die jong manne, veral die by die tronk, by die jeugtronk, as jy vrou kies jy en soos jy 'n goeie horlosie gaan kies. Jy kan hier in die strate 'n fake Rolex koop vir bitter min geld. Hy lyk so mooi in die buitekant. Maar as hy begin warm raak, veral as jy in Oudtshoorn of Appington bly, dan gaan hy binnegoed begin uitskiet. Kies 'n huweliksmaat wat kan tyd hou. Wat kan tyd hou, as dinge begin warm raak, moet sy kan tyd hou. Sy moet vir jou daai, soos Benjo gesê het, Johan gesê, daai balans. So Jacques, ek het jou nie vir laaste gelos, ek kan nie wag om te hoor wat het jy op jou hart nie. Dag sê Freek, dag sê almal. Ja, baie sensitiewe saak vir my. Ek dink ek moet sê ek is die resultaat van wat julle almal gesê het vandag, van wat verkeerd kan gaan en het gegaan. Ja, kom ons begin by die huweliksmaatjies. Wanneer jy huweliksmaat kies, en dit gaan nou nie oor huwelike nie, maar maak seker sy, en soos Pieter sê, maak seker sy die regte belange, of dieselfde belange as jy. Kom ek gee 'n voorbeeld. Wanneer jy in besigheid ingaan, is jy 'n werker, of wat, kom ek vra eers die vraag, voordat jy in besigheid ingaan, so vir die program gaan tog oor besigheidsmanne wat 'n besigheid wil begin. Voordat jy in jou besigheid ingaan, vra jouself die vraag, is jy 'n werker of is jy 'n baas? 'n Baas wil werk afgee vir sy werkers. Hy wil nie noodwendig die werk doen nie. En hy wil net resultate hê. Baase werk nie baie hard nie, hulle gee dit vir hulle werkers om die werk te doen. Met daai nou, het ek vir 'n baie groot bank gewerk en ek is weg by die bank en ek is na SARS toe. En by SARS is ek toe geretrench, want hulle toe met hierdie black empowerment goed begin. En dinge het nie goed gegaan nie. Ja, ek was getroud gewees, ek was in 'n comfort zone gewees, want ek het elke maand 'n salaris gekry, so as ek nie hard hoef te werk daai dag nie, dan hoef ek nie hard te werk nie, ek weet my salaris gaan nog steeds inkom die einde van die dag. Toe ek geretrench is, moes ek daai attitude baie vinnig vervang het met wil werk, ek sal moet iets moet doen. En ek het 'n besigheid begin, my vrou toe nog steeds ex-vrou in daai stadium het toe vir 'n ander maatskappy gewerk. En my besigheid het goed op dreef gegaan, ek het begin survive. Eerstens moes ek net al my kennis wat ek oor die jare gebou het, moes ek maar net iets mee doen om te survive. En ek val myself in die rede, en iemand het dit ook hier gesê, ek was hier nog op my knie gewees, ook na die retrenchment by SARS was ek op my knie gewees en ek vra vir God, that's it, done, ek is klaar. Wat ook al nou moet gebeur, maar ek kan nie meer nie. Op daai stadium was my verhouding met God ook nie so groot gewees nie. En my lewensmaat se verhouding met God was basies non-existent gewees. Wat gebeur het is ek is op my knie die dag en weer eens trane rol en in die gebed kry ek die gevoel, ek hoef nie te worry nie. Maar na die gebed, lei my foon, eerste kontrak. Ja, God is getrou. Daar kom ons my eerste kontrak en ek begin deur te trek, die rede ding te trek. Maar my lewensmaat in daai stadium het nie dieselfde belang as ek gehad nie. Sy het toe naderhand haar werk gelos en sy het by my kom begin werk. Maar weer eens, sy was 'n werker gewees en in daai geval het sy net die til geslaan in die besigheid. Sy het invoices gedoen, baie klein, maar belangrike funksie wat sy verrig het. En asseblief, ek probeer nie lelik praat oor my ex nie, verstaan dit asseblief. Maar sy het nie geld trek aan die besigheid nie. Ek het altyd getrek aan die besigheid. Tot op 'n dag groei die besigheid verskriklik groot. Ek het 8 mense
En weer eens, my verhouding met God is nie goed nie, en die vyand kom en hy begin saadjies plant by my kliënte, en op 'n dag toe gee ek daai saadjies self water en ek verloor van my kontrakte. Daar dinge begin skeefloop. En ek begin 'n ander lyn van besigheid ook in rekenaars, maar meer cybersecurity. Ek is al 26 jaar in besigheid, waarvan 20 jaar spesialiseer ek in cybersecurity. En 'n lang storie kort te maak, ek begin training te doen en ek vlieg die hele wêreld vol. Maar hier is die kardinale punt. Ek dryf die besigheid, ek hardloop met die besigheid, maar ek gee nie aandag aan my vrou nie. Ek kom dit toe nou nie agter nie. Ek bedoel, ek is vasgevang in my besigheid en ek druk net. Al wat ek weet is, ek het 8 mense, ek het 8 mondjies om te voer. Dis nie my kinders nie, dis my werkers. Ek moet werkers voer. Ek moet seker maak salarisse kom in om my werkers te voer aan die einde van die dag. So wat ook al wheel and deals dan gedoen moet daar gedoen word om kontrakte te kry om besigheid in te kry. En nogal snaaks genoeg, ek staan nie eendag in Zambië en ek is besig om 'n forensiese kursus aan te bied. En ek tik my naam in die forensiese programme, dit kom my ex se naam uit en dit skop haar boyfriend se naam uit en 'n klomp ander goed. En daar kom ek agter, ek het my vrou te min aandag gegee en sy is besig om aan te beweeg na iemand anders toe. Baie lelike saak, bedoel, ja, ons is geskei op die einde van die dag. Ek het 'n nuwe lewensmaat gekry wat van God afgestuur is en daai lewensmaat ondersteun my in alles wat ek doen. Jou lewensmaat in jou besigheid is kardinaal belang. Regtig waar, as jou huweliksmaat jou nie kan ondersteun in jou besigheid nie, gaan dit vir jou baie swaar wees. Dit is nou maar 'n kort verhaal aan my lesse wat ek geleer het, maar een van die grootste lesse wat ek geleer het is dat my prioriteite met God nie reg was nie. Jou prioriteite met God moet soos volg wees. God eerste, jou vrou tweede, en die res kom derde en vierde, jou kinders en besigheid kom so na dit. Want as daai prioriteite reg is, kan niks verkeerd gaan nie. Nou dat die prioriteite reg is, ja, besigheid gaan aan, maar ons kry ook nog swaar, tans is dit moeilike tye, maar ek weet wat ek weet, en as God sal voorsien, en ek moet vashou aan daai belofte van hom. Ons moet God se beloftes vashou. So, ek dink al wat ek vandag wil sê is, oor jou huweliksmaat en die spanning wat dit op het sit, maak seker dat jy, wanneer jy in jou besigheid ingaan, maak seker dat jy 'n baie gesonde balans hou in besigheid. Johan het gesê byvoorbeeld, na 'n sekere tyd, kom ons sê 4 uur, 5 uur in die middag, sit besigheid af, spandeer tyd aan vrou, kinders en sovoorts. Ek het daai fout gemaak en ek het die resultate daarvan. Ja, ek is geskei op die einde van die dag. Baie keer in my trainingklasse, sit die ouens voor my en vra hulle vir my, hoe ken jy al die goed? Dan sê ek, ja, ek ken al die goed, maar ek het my vrou verloor in die proses. So dis jou besluit, want onthou, as 'n besigheidsman moet jy druk en dryf, leer, swat, wat ook al jy moet doen om vooruit te kom, om te kan survive. Wat los jy agter in tussentyd? Dis 'n vraag wat jy self moet antwoord. En een van jou antwoorde daar is, moet nie wees nie, jy moet nie jou vrou of jou kinders agterlaat nie. My eie fout, hier waar ek sit, het my kind al baie na my toe gekom en sê, papa, werk jy alweer? Dan sê ek, ja, reports moet uitgaan, ek moet werk. My eie fout. Ja, wat het ek om te wys daarvan vandag? Niks. Ja, ek het 'n besigheid, maar daai hele ex-lewe van my is weg. Ek het 'n nuwe lewe begin. God het my geseën met 'n nuwe lewe. Daar's baie skade, maar dit is skade waarmee ek moet deel. Al wat ek vir enigiemand kan sê wat 'n besigheid wil begin vandag, wees attent, bewus van die feit dat om 'n besigheid te begin is 'n harde ding. Hang af wat se besigheid. As jy 'n pizza shop gaan begin, baie maklik. Ek weet om 'n pizza te bou, deeg en al die goeder sit om in die oond. Daai is nie iets wat ek konstant moet leer nie. Maar as jou besigheid iets is wat jy konstant moet leer, jy moet heeltyd universiteit toe gaan of wat ook al om jou up te grade op daai goeders. 'n Maat, as jou vrou nie by jou staan nie, het jy moeilikheid. En as jy God nie aan jou kant het nie,
gaan jy nie suksesvol kan wees nie. So, ek dink dit is nou maar my kort weergawe van die storie. Laat ek dit oorgee vir jou, Freek. Dankie, Jacques. Kort, maar baie. Less is more, nee. Baie, leer uit ander se foute uit. Dit is nie nodig dat jy deur hierdie pyn en smarte en wat 'n ou so terughou ook in die lewe, en so weer om die berg laat stap, waar jy eintlik so, ja, 2 is beter as 1. As 1 val kan die ander en optel, en hy 3 dubbele band, hy goue draad, God in die middel. So ja, leer uit die foute ook uit. Die manne hier hou nie terug nie, hulle sê vir jou waar het hulle foute gemaak. En vir al julle manne wat voel jy is voltyds geroep vir die bediening. Jou bediening is nooit groter as jou vrou en kinders nie. Dis jou eerste bediening. Daai ding, Paulus sê dit duidelik, en ek het aan die begin ook gesê, as jou huis nie in orde is nie, sal gaan jy 'n ding bou, onthou as God nie die huis bou nie, bou jy te vergeefs daaraan. Yes, Pieter. Ek wil iets sê oor daai prioriteite wat Jacques van praat. Deur die jare wat vir my gewerk het en vir baie mense wat ek kon help. In jou verhouding met God, plaas God eerste. In jou verhouding met jou vrou, plaas God eerste. In jou verhouding met jou besigheid, met jou kinders, met jou werkers, plaas God eerste. Met ander woorde, wat sê God van man wees? Wat sê God van hoe moet jy 'n regverdige werkgewer wees? Dis iets om oor te dink. Plaas God eerste. Wat sê hy? Waar moet jy staan? Staan jy wel daar? Staan jy in alle opsigte daar? Dis al. Dankie. Dankie, Pieter. Sjoe. Plaas God eerste. Yes, mense. Hier het gepraat van Amos 3:3. En ek is gou vinnig hier so die 4 Bybels wat ek hier by my het gekyk, van hoor nou hoe mooi sê die Engelse Message Bible, Amos 3:3. Do 2 people walk hand in hand if they aren't going to the same place? Ek weet nie, loop julle nog met julle vrou hand in hand hier bestuur? Ek en my vrou stap baie keer in meetings in hand in hand. Ek dink dit moet seker so intimid, ek besef nou die level van intimidasie wat saam met dit gaan, as jy in 'n meeting instap, weet, hand in hand, wanneer ons weet klaar, hierdie ouens is in unity, jy gaan nie hier so 'n drif tussenin kry nie. En wat ek eintlik wil sê is, die rede by my vrou is jy wat jonger is, sy is 11 jaar jonger as ek, en hoe ons begin saamwerk het. Toe my besigheid begin het ek dag en nag gewerk. En sy het net besef, dat die enigste manier wat sy sal my van tyd spandeer, is om my te kom help. So haar eerste job was nie die admin nie, dit was nie die boeke nie. Sy het die panele bedraad vir die masjiene wat ons gebou het. Ek het daar geleer hoe om die wiring te doen, vir die elektrische wiring vir die masjiene. En ons het nog steeds masjiene wat hard werk. Dit is die masjiene wat elke dag moet werk. Dat sy de draad het en sy verwachting was met ons sê. En dan is nou op 23. En dit is die levels van commitment wat ons soek. Ek weet die meisiekind wil kies en wat jy wil vrou. En sy kan nie inklim saam met jy. Jy kan nie Johan inklim saam met jou met die vraag en het gat. Nie saam te grou nie en pyl te word saam met jou. Dit weet nie. Dit weet nie. Dit is die glorie wil hê wat saam met die goal wat saam met die werk gaan, wil geniet. Maar nie die werk wil geniet. Think twice. Ons het baie gewilder en veral wees daar. Die manne van Parant en dan kom die cherries. Achter die goudpad. En nie daar in die steen wat saam met jou in die gat word om te grou. Of in die diamond wil klim en die harde werk doen.
Ja. Baie goed. Ja, dis seker, verseker. Dankie mense. Hierdie skrif wat jy ook nou aangehaal het aan Amos, as twee nie vir die tyd by ooreenkom nie. Die laaste paar weke kan nie vir sê verkeerd as daai skrif uit my mond uit gesê of het ek daai skrif gehoor en hoe verkeer vanoggend weer. En daai ding net van voor die tyd ooreenkom, saamstem. Jy weet as ek 'n mens hou, okay, ons besluit ons gaan nou 'n pizza plek begin. Moet ek en hy sit? Ek het nie lank genoeg met iemand gesit wat ek 'n vernoot gemaak het om regtig sy hart te hoor nie. Daar was goed in ons eerste meeting waar die ou gesê het wat my moes laat sê het, nee, hier's moeilikheid. Maar ons beteken jy's so eager om die ding te laat werk, jy weet dat die ding kan werk en dan ja, daai voor die tyd saamstem. As ek 'n mens op 'n pizza winkel begin en hy wil 'n pizza winkel begin om lekker pizzas te maak in ons gemeenskap waar ons bly en die beste pizzas te maak. En ek wil een begin om geld te maak. Is daar klaar ietsie waaroor ons 'n groot verskil gaan maak en vorentoe. Want as hy vir my sê ons moet hierdie chef aanstel, dan wil ek sê nee, dit gaan te veel kos. So ons gaan nie dieselfde visie hê as ek reg is nie. Julle moet my reg help, want dis hoe ek het uit my persoonlike ervaring beleef het en uit dit geleer het dat ek vorentoe sal sê En as mamsje waarsku hardloop. Is Johan. Ja, ek wil graag net gou ter afsluiting van my kant af, ek wil net graag met julle deel dat ons het gepraat oor as man en vrou saamstap en jy bring jou hele saak, jou huwelik, sowel as jou besigheid na die troonkamer van God toe en hy gee vir jou beloftes. Begin jou besigheid met God se beloftes. Nou, daar is so 4 of 5 psalms wat ek vir julle wil laat. En kyk net hoe amazing, wonderbaarlik praat God. Hierso ek lees dit altyd die Amplified, die classic version uit, want hy gee hom so mooi. Psalm 9 vers 9, gaan dit in die Engelse Bybel Amplified lees. Hy sê, the Lord also will be a refuge and a high tower for the oppressed, a refuge and a stronghold in times of trouble. En dan definieer hy die trouble, en hier was 'n woord in ons COVID-tyd. Boys, ons het werk gehad tot oorlopends toe in COVID. Hy sê, hy definieer hy trouble, hy sê, high cost, destitution and desperation. I mean, how apt is that not? Hey? High cost, destitution and as jy nou nog depressed raak, of jy is totaal al verlore, wat 'n woord om op te staan, dis die Here, U is my refuge, You are my safe place, You are my tower, to whom I can run and feel safe and protected. Daar is Psalm 9. Psalm 16, ek het dit nou op die chat vir ons ingesit, as jy dit kan deel, daar Freka. Psalm 16 vers 7, ons het nou gepraat oor die mense, jy het gepraat oor hoe dat die Here vir jou instruksie gegee het in jou nag. Atman, jy het gepraat, hoe dat die Here met jou praat as jou vrou in die nag vir jou kom en sê, hoorie maar, dit en dit en dit. Kyk net hoe mooi sê hy daar in Psalm 16 vers 7. Hy sê, I will bless the Lord who has given me counsel. Yes, my heart instructs me in the night seasons. Is dit nie beautiful nie? As jy in 'n moeilike situasie is, kom die Gees van God en hy praat met jou in die middel van die nag. My heart instructs me in the night seasons. En dan vers 8, I have set the Lord continually before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Man, you will not be moved as God aan jou regterhand is nie. Huh? En daai woord, Psalm 16, Psalm 9, Psalm 16, Psalm 20, yes, ek wil nie in alles ingaan nie, Psalm 20, hy sê, die most amazingste beloftes vir sy seuns en sy dogters. Hy sê, may he grant you your heart's desires. Vir wie gaan hy dit gee? Vir hulle wat op God vertrou. As God in jou regterhand is, en hy is die CEO van jou besigheid,
He will grant you your heart's desires, Psalm 20. Psalm 25. Die twee kernwoorde wat uit daai woord vir my uitgekom het. You will not be disappointed and you will not be ashamed. Jy sal nooit beskaam staan. En dan Psalm 97. Hy sê die fondasie van my troon is op twee goed gebou. Justice and righteousness. Boys, as jy in jou besigheid nie daai twee beginsels toepas nie, jy moet regverdig wees en jy moet geregtigheid toepas. En ek hou van wat jy gesê het, Pieter, dit kom eerstens dis jou vrou. Jou vrou, God, uit die hart van die saak, maar jou vrou. Jy kan nie onregverdig teenoor jou vrou optree en haar beskuldig of haar die scapegoat maak vir probleme as jy swak besluite geneem het nie. So daai Psalm 9, Psalm 16, 20, 25 en 97. Gaan lees 'n bietjie daai psalms. Ek sê ek ken daai woorde amper uit my kop uit. Want dit is wat ons deurgedra het oor die jare. Maak God se woord jou spreektaal and you'll see things happening. Dankie. Dis al. Johan Boeta, ek wil jou vra as ons afsluit. Ek wil hê jy moet daai oor die mense afbid vandag. Daai woordbid, as ons nou afsluit, gaan net gou vir Atman kans gee en dan vir Menzo en dan gaan ons afsluit en net daai wat so in jou hart is, dat jy dit sal met ons kyker, ons liewe kyker, luisteraar sal afbid vandag. Hier is Atman. Ja, ek wil net 'n coach vir al vir die man of die vrou wat nou luister. En dit is dalk iets waaroor ons 'n volgende keer sal gesels is die kwessie van konflik in die huwelik en wat ek net nog genoem het, hoe dit eintlik baie huwelike ontspoor het tydens die tyd van COVID. Maar as jy's in daai moeilike omstandighede waar by eenheid regtig vir jou deurbreek. Ek onthou in die COVID, ek of coach al in die COVID die by ons gekom het, maar dat was my huis vol. Ek kon vir kerke uitdeel, ek kon sopkombyse help met groentes en kos en goed. Die Here het amper net soos die sluise van die hemel oop gemaak vir ons in daai tyd en dit is 'n moeilike tyd vir baie mense, is dit 'n slegte herinnering die COVID tyd, maar ek is so bly soms as ek nou 'n bietjie wil van koers af gaan, dan herinner my vrou my altyd, dat sê sy vir my, Attie, ek wil net daai man hê toe ons nog daar in die hokkie gebly het. Nou sy noem dit 'n hokkie, maar dit is eintlik 'n mooi oud huisie wat ons gehad het die agter waarin ons gebly het voordat ons die huis gekoop het. En dat sy my net herinner, as ek so te besig raak of te klomp goed wil afpak, sy soek net daai man hoe ons nog daar agter gebly het. Dis maar net wat ek wil byvoeg en ja, dankie man. Dankie Atman. Hier is Menzo. Hier is Atman, nie daai swaar kry tye. Ons praat baie keer terug, dink aan terug van daai tye. Weet, dit was taaf toe, maar is was lekker geweest. Om so 'n eenheid te wees bo alles. Dit is wat ek eintlik wil vertel. Ons praat van die leeu wat brul, Vreed. Kom ons sê die dag die ding so. Koning Leeu sê vir sy Cherry, joh, die bokke is min hier waar ons nou is. Kom ons skuif. Kom ons trek en ons gaan soek meer vleis. En sê dan een van twee keuses. Hy sê nee man, jy's mal. Kom ons bly hier, ons is gemaklik hierso. Hier's daarom net 'n bietjie vleis, maar ons is okay. Of sy sê, koning, my koning, kom ons gaan. Dan moet ons bietjie honger ly op pad. Dan moet ons bietjie swaar kry op pad. Kom ons gaan. Dan brul daai man sterk. Dit as jou vrou jy sê kom ons gaan, al gaan dit 'n bietjie swaar wees. Daar's niks wat ou so hier powers as dit doen. Dit is al so negatiewe agtergrondjie is die hele tyd van ja maar weet ek kry nou swaar of nee weet daai knieserigheidjie. Dit breek jou gespoed. Dit breek jou energie, dit breek jou moed. Maar as daai vrou vir jou agter jou en sê kom laat ons gaan.
joh, dan beweeg ek vandag. En dan is ek op spoed. Dan gebeur die ding. En dan is het ook belangrijk dat sy vir jou sê, pak 'n bietjie, jy is besig om push-up te gaan, jy die mission verloor. Dis my favorite trick daar. Dis 'n ding so drafstap gaan, dan wil ek sommer 10 ander vir die groot tyd. Maar daai keuse wat jou vader maak en sê, ek sien die prentjie. Dit is agter jou, al gaan dit 'n bietjie kos. Ja, dit maak jou dan sterker. Jy sal nou weet presies wat dit moet. Ja nee, as 'n vrou agter jou is, kan jy 'n bendestorm loop. Nou wat nou is God en jou vrou? Ek meen, jy's onstuitbaar man. Kop af en dryf, soos hulle gesê het in my ou rappie daar. Jy hardloop nie om hulle nie. Jy hardloop oor hulle of deur hulle. Johan sê jy vir ons afsluit asseblief vandag. Ja, dankie. Here, dankie vir 'n amazing gesprek en vir die manne en die vroue, die jong manne en die jong dames wat luister. Wil ons vanmôre die woord van Christus Jesus in hulle inspreek. Elke besluit wat hulle mag neem, elke oorweging, elke gedagte in hulle hart. Volgens Psalm 16 se vers 7, may your heart instruct you in the night seasons. Mag die gees van die Here so tasbaar in elke persoon wat hier luister, se lewe betrokke en duidelik spreek oor wat is die roete, wat is die rigting. Here, Psalm 9 vers 9 wat ons hier nou gelees het, that you will be a high tower and a refuge for those who are oppressed. Hulle wat nie weet wat kant toe nie. In tye van swaar, in tye van moeilikheid, that you, Lord Jesus, will be the guide, will be the protector. U woord sê, Here, dat u woord, u is 'n veilige hawe, 'n veilige toring waarheen ons kan vlug. Ja, Here, Psalm 25, twee beloftes dat u gesê het. U het gesê, you will not be dismayed and you will not be ashamed and you will not be disappointed. Dat ons nie teleurgestel sal wees in die besluite wat ons neem nie. Het sê dit 'n jong man vir jong dames wat 'n keuse moet maak oor 'n lewensmaat, that they will not be disappointed and they will not be ashamed, dat hulle die versekering het dat u sal hulle uit die hemele uitseën. Psalm 20, die woord wat u sê, may you see our sacrifices, dit wat u vir ons gegee het, maar ook opgedra het om te doen, die offers wat ons moet bring. Dat u dit sal sien, dat u dit sal herken en daarom sê u woord, I will grant you your heart's desires, wat ook al daardie begeerte is. Here, dan Psalm 97, dat die fondasie van u troon bestaan uit reg en geregtigheid, en mag ons lewe daarop ons gerig wees. Mag ons oë kyk en skep in ons harte 'n nuwe verhouding met ons oë gerig op ons koning. Ons is so afhanklik, so bitterlik afhanklik van u begeleiding, u raad, u insig. Ja, Here, may our hearts instruct us in the night seasons. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen, amen. Hierdie ons amen. Drie groot amen sou hoor. Baie dankie Johan. Baie dankie manne. Dankie dat ons kon saambrul. Dankie liewe kyker. Subscribe op kanaal, deel met almal wat jy ken. Los 'n comment. Los jou vrae en ons sal vir jou probeer antwoorde kry of ons gaan hom saam soek vir jou. Maar 'n wonderlike week. Mag jou bril hierdie week groot wees. En alles wat jy aanpak, mag jy voorspoedig wees. Mag hy woord wat uit jou gebid was vanoggend in jou lewe ingespreek het. En mag dit wat nooit leeg na God toe sal teruggee nie, mag dit die vrug dra wat God verlang het moet dra. So baie dankie. Die Here seën julle 'n mooi week. Dankie. Bye bye.